Ek lees dan nou vir ons Galasiërs 6 vers 12 tot 16. Daardie mense wat so daarop aandring, dat julle ook moet laat besny, wil maar net uiterlik 'n goeie indruk maak, sodat hulle nie vervolg sal word, terwille van die kruis van Christus nie. Al het hulle laat besny, onderhou hulle self nie die wet van Moses nie, maar hulle wil net hê dat julle moet laat besny, sodat hulle kan roem oor wat met julle liggaam gebeur het. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy 'n nuwe mens is. En almal wat volgens hierdie beginsel leef, die ware Israel, mag God aan hulle vrede gee en barmhartigheid bewys. Ons lees so ver. Geliefdes, verskoon asseblief vanoggend die bietjie Engels, maar in Engels kry ons 'n baie bekende gesegde. Don't judge a book by its cover. Of dan nou, moenie volgens die boek se buitekant die boek beoordeel nie. Dit beteken, moenie te vinnig wees om 'n gevolgtrekking te maak op grond van net wat jy kan sien nie. Lees eers die boek, kyk na die inhoud daarvan en maak dan 'n ingeligte besluit. Hierdie gesegde gaan natuurlik twee kante toe. Moenie op grond van die boek se buitekant besluit of die boek goed gaan wees nie, maar moet ook nie op grond van die boek se buitekant besluit of die boek sleg gaan wees nie. Hierdie gesegde is natuurlik van toepassing op elke aspek van ons lewens. Byvoorbeeld, moenie op grond van hoe iemand lyk, besluit jy of jy en daardie persoon goed oor die weg sal kom nie. Moenie net sommer sê jy eet nie dit nie of jy eet nie dat nie. Probeer dit eers. Of moet nie op grond van iemand anders se opinie oor 'n film besluit of die film vir jou ook gaan goed wees nie. Kry eers al jou feite reg en bymekaar voordat jy jou opinie vorm. Die brief Galasiërs word deur Paulus geskryf aan 'n klomp gelowiges daar om hulle te waarsku teen vals profete, of dan nou in ons taal, vals pastore en vals dominees, wat gelowiges weg van die Bybel af lei met hulle eie idees en hulle eie godsdienstige reëls. Aan die einde van die brief, Galasiërs 6, waar ons dan nou vanoggend stil staan, is Paulus weer eens besig om die gelowiges een laaste keer te waarsku teen vals profete. In sy eie woorde is Paulus besig om vir die gelowiges te kom sê, don't judge a book by its cover. Paulus verwys in vers 12 van ons teksgedeelte na hierdie vals profete as daardie mense wat so daarop aandring dat julle moet laat besny. In plaas daarvan dat hierdie vals profete fokus op die woord van God en op wat hy daar binne vir elkeen van ons kom sê, is hierdie vals profete eerder gefokus op wat hulle glo en wat hulle dink nodig is vir elkeen van ons om gered te word. Hierdie vals profete het nie 'n saak met die woord van God en met wat hy vir ons kom doen het nie. Hulle kom vertel nie vir ons dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, dat hy ons sondes kom vergewe het, of dat hy elkeen van ons kom red en kom verlos het nie. In plaas daarvan fokus hierdie vals profete op die uiterlike. Hulle kom sê vir ons wat ons moet doen vir God, sodat ons sy redding en sy verlossing sal kan verdien. Dit, terwyl die Bybel van God tog keer op keer vir ons sê, dat ons nooit God se genade sal kan verdien nie, maar dat ons dit net kry omdat hy dit aan ons wil kom gee. Ek glo nie daar's vandag nog predikante en pastore of geestelike leiers wat kom verkondig dat ons besny moet word om gered te kan word nie. Maar dit beteken nie dat daar nie meer vandag vals profete is nie. Vandag se vals profete het eenvoudig net die besnydenis met ander uiterlike tekens kom vervang. Nes die vals profete in die tyd van Galasiërs,
is die valse profete vandag nog steeds besig om vir ons te vertel wat ons moet doen sodat God ons kan red. Hierdie valse profete is nog steeds gefokus op die uiterlike, nie op wat God kom doen het nie, maar wat ons moet doen. In plaas van die besnydenis, kom vertel geestelike leiers, predikante en pastore vir ons dat ons groot gedoop moet word, dat ons in tale moet kan praat, dat ons kerse moet aansteek en God daarin moet ervaar, dat ons al ons besittings vir armes moet gaan weggee, of dat ons 'n nagmaalsbeker moet gebruik en nie die kelkies nie, want eers dan sal God ons kom red. Die probleem met al hierdie stellings is dat God dit nêrens vir ons in sy woord kom sê nie. Nêrens sê hy vir ons dat ons iets moet doen om gered te kan word nie. Volgens die Bybel kan almal van ons slegs gered word wanneer ons glo in God en in dit wat hy in sy woord vir ons kom sê het. Dis dit. Geen uiterlike voorwaardes en geen dinge wat ons eers moet gaan doen nie. Wanneer ons glo en met ons mond bely dat daar net een lewendige God is, dan is ons elkeen gered. Geestelike leiers, pastore, dominees, profete, wat vandag nog vir ons sê dat ons uiterlike dinge moet doen om gered te word, is daarom volgens Paulus vals profete. Want hierdie uiterlike tekens het absoluut niks te doen met die evangelie van God nie. Dit het niks te doen met ons redding of ons verlossing nie. Hierdie uiterlike tekens word eerder deur die valse profete misbruik as iets waarop hulle in hulle self kan roem, volgens vers 13. Nou glo dit of nie, maar in sekere kerke en gemeentes om ons, maar reg oor die land en die wêreld heen, is daar geestelike leiers en predikante wat na jou toe sal kom en vir jou sal kom sê, ek het al presies soveel disippels, of ek het al presies soveel mense hierdie jaar bekeer. Hierdie uiterlike dinge word iets waarop hulle roem. Dit fokus nie op God nie, dit fokus op hulle, en oor hoe oulik hulle is. Dit, terwyl die evangelie van God nooit oor enigiemand van ons moet gaan nie, maar altyd net alleen mag gaan oor God en oor sy heerlikheid. Daarom, die waarskuwing van Paulus vir die gelowiges in Galasiërs, maar ook vir elkeen van ons vandag. Don't judge a book by its cover. Wees versigtig vir geestelike leiers, predikante en pastore, wat uiterlik so geestelik lyk, vroom voorkom en vir jou vertel hoe godsdienstig hulle leef, want dit het absoluut niks te doen met hulle innerlike nie. En volgens Paulus in vers 15 is dit juis ons innerlike wat van belang is, nie uiterlike dinge nie. In vers 13 skryf Paulus dat al het hierdie valse profete hulle self laat besny, leef hulle nog steeds nie volgens die wet van Moses nie. Uiterlik hou hulle self as die perfekte voorbeeld van 'n godsdienstige voor, maar hulle is nie opreg nie. Hulle leef nie volgens die wil van God nie. Hulle leef eerder volgens hulle eie idees en hulle eie godsdienstige reëls, wat hulle hoër begin ag as die Bybel. Want hulle besluit jy moet besny wees, en daarom verkondig hulle dit so. Hierdie valse profete besluit dat ons redding kan verloor indien ons nie in tale kan praat nie. En daarom kom verkondig hulle dit vir ons asof dit die woord van God is. Hierdie uiterlike dinge waarop hierdie valse profete aanspraak maak en waarop hulle fokus, het egter niks te doen met dit wat Christus aan die kruis vir ons kom doen het nie. So don't judge a book by its cover. Kyk verby die uiterlike en vergelyk alles wat enige predikant of pastoor vir jou sê met dit wat God in sy woord vir ons kom sê. Want dit is tog al waaroor dit gaan. Die woord van God word deur hom aan elkeen van ons gegee, sodat ons hom sal ken en sodat ons sal weet hoe ons gered is en hoe ons verlos word.
Indien enige iemand dan enigiets anders sê, wat nie ooreenstem met God se woord nie, dan moet ons as gelowiges verbyhou. Want dan is so 'n persoon nie besig met die woord van God nie, maar eerder besig met hulle eie godsdienstige reëls. Ons moet verbyhou, selfs al is so 'n persoon besny, selfs al kan so 'n persoon in tale praat, selfs al lyk so 'n persoon godsdienstig. Want hierdie uiterlike dinge is nie van belang nie. Dit word nie deur God aan ons gegee as 'n voorwaarde om gered te word nie. Die Jode was in die Nuwe Testamentiese tyd kwaad vir Paulus en vir die ander apostels, omdat hulle die evangelie van God suiwer begin verkondig het. Volgens die evangelie van God het Jesus aan die kruis reeds alle uiterlike tekens, soos die besnydenis, soos die bring van offers, die seremonies of die feeste in die Ou Testament, kom vervul. Daarom hoef geen een van ons vandag meer deel te neem aan uiterlike tekens nie. Ons hoef nie meer besny te word nie. Ons hoef nie meer offers te bring nie. Ons hoef nie meer saam met die Jode fees te vier nie. Die gevolg hiervan was dat die Jode die vroegste gelowiges begin vervolg het vir hulle geloof en vir die feit dat hulle nie meer wou deelneem aan hierdie uiterlike, godsdienstige en Joodse feeste nie. Die valse profete in Galasiërs is so bang dat hulle ook vervolg sou word deur die Jode, dat hulle uiteindelik vir ons begin vertel dat ons besny moet word. Nie omdat die woord van God dit sê nie, maar omdat hulle bang is vir die Jode, omdat hulle bang is dat hulle ook vervolg sou word. In 'n poging om die Jode dan tevrede te stel, begin hulle vir ons vertel wat ons moet doen, selfs al sê die woord van God dit nie. Hulle begin die evangelie van God te verdraai en te manipuleer. Hulle verander die evangelie van God, sodat dit later nie meer sy woorde is nie, maar eerder hulle eie woorde. Hulle eie woorde wat volgens hulle baie belangriker is as die woord van God. Die valse profete se vrees vir die kruis en vir vervolging maak dat hulle uiteindelik die evangelie van die kruis kom verdraai. Van buite lyk die valse profete in die Bybelse tyd en in vandag se tyd baie godsdienstig, maar van binne is hulle alles behalwe godsdienstig. Want hulle draai hulle rug op die Bybel wanneer dit hulle pas. Hulle leef nie volgens God se woord nie, maar eerder volgens hulle eie woorde. En hulle voeg 'n klomp ekstra uiterlike voorwaardes by die evangelie van God, wat God nêrens vir ons kom gee nie. Wees daarom versigtig. Don't judge a book by its cover. Want die uiterlike, dit wat jy sien, sê vir jou absoluut niks van hulle binnekant, van die innerlike nie. En Paulus kom sê tog in ons teksgedeelte, vers 15, of jy besny is of nie, of dan nou in ons taal, of jy in tale kan praat of nie, of jy groot gedoop is of nie, of jy uit 'n nagmaalsbeker of uit 'n kelkie uitdrink, hierdie uiterlike dinge is nie van belang nie. Wat wel van belang is die innerlike. Vers 15, dat jy 'n nuwe mens is. Wanneer Paulus sê dat ons 'n nuwe mens is, dan sê hy nie dat ons onsself nuwe mense moet kom maak, deur minder sonde te doen, deur meer geduldig te wees of deur op te hou vloek nie. Om op te hou vloek, minder sonde te doen en meer geduldig te wees, is weer eens uiterlike dinge. Dinge wat niks met ons redding of verlossing te doen het nie. Geen uiterlike teken kan enigstens ons nuwe mense kom maak nie. Volgens die Bybel kan ons net innerlik nuwe mense wees, wanneer God ons nuwe mense kom maak. God kies om elkeen van ons 'n nuwe mens te kom maak, wanneer ons glo in hom. Selfs al is ons nog nie meer geduldig nie. Selfs al vloek ons nog net so baie. Selfs al doen ons sondes. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 17, iemand wat aan Christus behoort,
is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Om 'n nuwe mens te wees beteken nie dat ons uiterlik beter of anders leef as enigiemand anders nie. Dit beteken nie dat ons nou skielik altyd gehoorsaam is, dat ons nou nooit weer met enigiemand gaan beklei, of dat ons nooit weer iets verkeerd gaan doen nie. Om van binne 'n nuwe mens te wees, beteken dat die woord van God vir ons waar is. Dit beteken dat Jesus Christus ons sondes volkome kom vergewe het. Dit beteken dat hy ons deur die kruis kom heilig en regverdig maak het. Dit beteken dat hy elkeen van ons kom red en kom verlos het. Geen een van ons kan daarom enige uiterlike teken doen om ons redding en ons verlossing aan te help nie. Want aan die kruis het Jesus ons redding en ons verlossing reeds kom afhandel, vir altyd. Alleen dit wat Christus vir ons kom doen het, kom maak ons daarom nuwe mense. 2 Korintiërs 5 vers 18, dit alles is die werk van God. Daarom, omdat Jesus Christus aarde toe gekom het, omdat hy aan die kruis vir ons kom sterf het, omdat hy ons kom red en verlos het, en omdat hy ons nuwe mense kom maak het, skryf Paulus in vers 14, dat ons net kan roem oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Want deur die kruis is die wêreld vir my dood, en ek vir die wêreld. Gemeente, net die evangelie van God kan ons nuwe mense kom maak. Weereens, don't judge a book by its cover. Want of jy groot gedoop is of klein gedoop is, of jy besny is of nie, of jy in tale kan praat of nie, dit sê vir jou absoluut niks van jou geloof in God en in dit wat in die Bybel staan nie. Moet daarom nie op grond van enige uiterlike vertoon of enige oorverblindery sommer net alles glo wat enige geestelike leier, predikant of pastoor vir jou sê nie. Gaan vergelyk dit wat hulle sê altyd eers met dit wat God in sy woord vir ons kom sê het. Paulus sê in vers 16 dat wanneer ons volgens hierdie beginsels, of dan nou die enigste evangelie van God leef, dan sal ons deel wees van die ware Israel. Dan is ons nuwe mense en dan behoort ons aan God. Ten spyte van fisiese aanvalle, van vervolging, van teenkanting of van politieke afknouery, weet ons wat in God glo, dat ons altyd kan staatmaak op God se teenwoordigheid, op sy barmhartigheid en op sy vrede. Vers 16. Want God het nog nooit sy teenwoordigheid, barmhartigheid of vrede van sy kinders weerhou nie. Ook sal hy dit daarom nie van ons begin weerhou nie. Gemeente, daar is net een evangelie van God. Hierdie een evangelie van God het God self in sy woord aan ons kom openbaar. Hy kom leer vir ons dat hy aarde toe gekom het en onder ons kom woon het. Min of meer 30 jaar later is Jesus gevangene geneem. Hy is verhoor, skuldig bevind, gemartel en in ons plek gekruisig. Geliefdes, wees versigtig vir enige predikant of pastoor wat vir jou enigiets anders as hierdie een evangelie van God kom verkondig. Want Paulus skryf in die begin van die brief, in hoofstuk 1 vers 7 tot 8, daar is geen ander evangelie nie. Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat vir julle verwarring bring. Maar al sou een van ons, of selfs 'n engel uit die hemel, aan julle evangelie verkondig wat in stryd is met hierdie een evangelie, die vloek van God sal hom tref. Daar's net een evangelie. Dis die evangelie van Jesus Christus. Moet dis nie na buitekant kyk, na geestelike leiers, godsdienstige gebruike of rituele nie. Kyk altyd na binne, na Jesus Christus, na sy kruisiging.
Want aan die kruis het God ons lief gehad, nog voordat ons deelgeneem het aan enige uiterlike teken. Aan die kruis het hy ons reeds nuwe mense kom maak. Mag ons daarom net vasklou aan God se woord, want dit is die enigste, onveranderlike, ware anker wat ons as gelowiges in hierdie wêreld het. Gemeente, kom ons stap vanoggend hier uit en dan gaan leef ons met die vrede en die barmhartigheid van God, wat hy reeds aan elkeen van ons kom bewys het. Nie omdat ons deelneem aan uiterlike tekens nie, maar alleen omdat ons glo dat hy die enigste, drie-enige God is. Amen.